soen die aarde se rand, warm koffie en die TV aan. Vingers ken die knoppie trippel en sonder twyfel waarheen jy gaan. Almal verdien 'n plek in die son. Almal sing nooit ontbytsake song. En is inderdaad ontbytsake. Goeiemôre en baie welkom aan al julle lekker mense. Ons gas vanoggend, sy naam is Willem Botha, wat deesdae ook te sien is in die fliek, wat in flieke te sien het, en hy is binnekort speel hy die rol van Henny Hakkel in die Afrikaanse 50s musiek blyspel met die naam van Pretville. Goeiemôre Willem. Dis lekker om uiteindelik hier te wees, my eerste keer so. Het jy lank gesukkel om hier uit te kom? Ek het actually 5 jaar spesiaal in 'n landbouskool gewees net om op beinsaak op ontbyt. Kan jy agterkom ek's nervus? Net om op ontbytsake te wees. Nou is nie eens 'n r in die woord nie, so ek weet nie eens hoekom is seker like so. Jy gaan nou 'n paar hoor daar. Jy gaan nou julle klomp. Ek is uit 'n battle vandag. Hoe dit ook al sê, jy's baie welkom hier vanoggend. Jy gaan vind laat hier baie ander mense wat ook allerlei aanwysings het, so met 'n glad opkom aan. So welkom hier vanoggend na lekker kuier. Hallo Milan. Hallo. Gaan dit goed met jou Dit gaan 'n Dawie? klein bietjie beter met my. dit? Baie dankie. Jy lyk pragtig in 'n rok. Jy moet meer rok dra hoor. Regtig. Ek sê dis net maar wat ek. My kinders sê ook so. Mamma, jy lyk soos 'n tannie. Nou ja, baie belangrik. Ontbytsake, onthou nou dit. Ontbytsake word van nou af op Sondagoggende om 9:00 herhaal. En dan sal daar natuurlik die sake fokus wat tussen 1 en 2 op Dinsdae en Donderdae uitgesaai word. Karlaatjie, daar's 'n sliert wat hier oor jou gesig hang. Hy is veronderstel om daar te wees, Karla. Ja, ek is te goed met my hare Met nie. slierte nie. Ja. Ja, want maandag, nee, julle jammer. Ja, want maandagoggend, Dawie, jy gooi my heeltemal as jy van my slierte praat, ek dink maar ander goed. Ja, want maandagoggend begin die eerste episode van Dagbreek, wat meer 'n nuusprogram sal wees van 6 tot 8 op Kyknet. Maar ontbytsake bly net waar ons is en hierdie week fokus ons weer in die Vaaldriehoek, hierdie keer in die dorpe Vereniging van 'n Bylpark en Meyerton. En natuurlik van die een wat eksperimenteer met haar hare na die ander een wat eksperimenteer met haar hare. Jou hare lyk pragtig. Jy lyk nie meer so uitgewas nie. Ek hou Dankie. van die kleur. Wow. Nee, jy's reg, my ma sê ek se haar sleg. Komplimente. Hy is baie taktvol hoor. Jy lyk baie mooi, Dankie, Dawie. Regtig. Is dit? Ja. Dis 'n bietjie van die sliert wat hier hang ook nou. Maar jy verstaan nie. Ons drink vandag die spiersamen blank en ons eet lekker vars somerpasta, Dawie. Al wat ons nou nog nodig het is die somer. Sê jy my slief? Nee, jy het nie 'n sliert nie. Niks nie. Jan. Luister, ons het nou die weer, maar ons het nog nie somer nie. Kry ons dan die Dit somer. was darem maar cool geweest die afgelope week nie. Glad die kans gehad om in jou spieretjie in te spring. Dis hoekom jy so kwaai is hier vandag. Ek het dit. Dis nou 2 dinge wat jou kwaai maak vandag. Daar's geen kans dat jy 'n sliert kan kry nie. En jy kon nie jou spieretjie aantrek hierdie week nie. Goeiemôre Dawie. Môre julle. Wat hoe lyk die weer? Gaan ons iets oor die weer kry? Ons gaan definitief 'n bietjie oor die weer gesels. Dit was koud geweest. Inteendeel, Oktober was vir ons hierbo gemiddeld so 1,5 grade warmer, kouer as gewoonlik hierdie maand. Wel ja, daai het jy dat 1,5 is my 'n bietjie meer kouer gevoel. Is dit wel my innige simpatie en verskoning namens die Dit gaan 'n lekker dag wees. Ek sê Maar hoe dan ook al sê ons begin soos gewoonlik begin ons met die weervoorspelling en dan soos julle kan sien het ons 'n lekker vol en prettige program vol. Dawnwing. Quick, smart, reliable. Kry jou G-Connect aankep en lees al vanaf slegs R99 'n maand. En staan 'n kans om 'n Samsung Galaxy Tab te wen. Besoek G-Connect vir meer inligting of volg ons op Facebook. Terme en voorwaardes geld. En ja, voordat ons na hierdie week se weer kyk, gaan ons net vinnig praat oor wat met ontbytsake se weer gaan gebeur oor die volgende week of so. Ons gaan van volgende week af fokus op die naweek se weer. Aangesien Dagbreek volgende week begin en hulle elke dag vir julle die weer gaan gee, sal hierdie week die laaste keer wees dat ons oor die hele week gesels. Maar moenie bekommer nie, ons het 'n paar lekker nuwe kaarte vir julle. Ons gaan 'n bietjie meer in diepte kyk
na die naweek se weer. Nou Davie was reg geweest, dit was lekker koud geweest die afgelope maand, soos ek genoem het, so 1,5 grade laer as die norm oor die noordoostelike gedeeltes van die land. Die land sal weer sê daarvan waar sy kom in die Kaap, was dit lekker warm geweest. Nou hierdie naweek se koue weer of hierdie week se koue weer was as gevolg van 'n koue front wat oos van die land was. Ons kan sien hierdie wit spikkels, dit dui aan wanneer daar koue weer in die lug is. Nou ja, kom ons kyk wat gebeur oor die volgende 48 uur. Hierdie koue front gaan inskuif oor die noordoostelike gedeeltes van die land. Daar is wel 'n kans vir donderbui om voor te kom oor die verre noordooste, soos wat dinge warmer word met die stelsel wat wegbeweeg, reënbuie langs die KwaZulu-Natal se kuslyn en gedeeltes van die Laagveld oor Mpumalanga en Limpopo. Soos wat die stelsel wegbeweeg sal dinge warmer word. Dis 'n beter kans vir donderbuie oor die noordooste van die land. 'n Aflandige lugvloei wat gaan heers Sondag langs die Ooskus. Dis lekker warm oor hierdie streke. Ook lekker warm oor die Noord-Kaap hierdie naweek waar temperature in die middel tot hoë 30's gaan wees. Effens koeler langs die suidweste en ook koeler Maandag langs die suidooskus met 'n aanlandige lugvloei wat gaan inspoel oor hierdie gedeeltes, bewolkte toestande met reën wat kan voorkom langs die kusgebiede. Dinsdag is daar 'n volgende koue front wat inslaan oor Mosambiek en gedeeltes van Suid-Afrika. Dis weer 'n kans vir reënbuie oor hierdie streke met 'n swak boligtrog wat vir ons kans gee van donderbuie oor die sentrale en noordoostelike binneland. Van Woensdag af is daar 'n swak koue front wat inskuif langs die suidkus. Dinge sal afkoel met gedeeltelik bewolkte toestande en reënbuie langs hierdie kusgebiede en soos wat die stelsel noordooswaarts beweeg, sal die reënbuie langs die kusgebiede uitbrei. Woensdag 'n bietjie laer kans vir donderbuie, maar van donderdag af is daar weer 'n beter kans vir verspreide donderbuie al die pad vanaf die noordooste van Namibië oor Botswana en die sentrale en noordoostelike gedeeltes van die land. En soos wat die koue frontstelsel weer eens oor die noordoostelike gedeeltes van die land inskuif, kan ons reënbuie verwag oor die Laagveldgebiede sowel as langs die kuslyn. Dit hulle weer vir die week. Oor na Davie met die ekonomiese nuus. Hi. Ek hoor sommige dienverskaffers skroef hulle kliënte. Ons Uncapped is genoeg. Uncapped internet vanaf R99 insluitend in-flight wifi op alle Mango vlugte. Besoek G-Connect vir jou breëband internetkeuse. Geen los skroewe nie. Wel, die groot storie hierdie week is seker nou maar die sensus opname wat nou uiteindelik vrygestel is. Daar's heelwat statistieke en inligting en dit gaan nou maar lankryk vat om alles behoorlik te interpreteer. Miskien het ek gereken om vanoggend net aan een spesifieke aspek te raak. Nou as jy vra wat is die 3 groot probleme in Suid-Afrika, dan gaan die politici sommer dadelik vir sê dit is werkloosheid en armoede en ongelykheid. Dis die 3 goeters wat die groot ding is. Nou vanoggend wil ek oor ongelykheid gesels. En as mens praat van ongelykheid, beteken dit dat 'n klein gedeelte van die bevolking kry meeste van die inkomste of baie meer inkomste as 'n groot gedeelte van die res van die bevolking. Met ander woorde, inkomste word skeef verdeel in Suid-Afrika. Dit is inderdaad so. Maar wat ek gesien het in die afgelope sensus is dat die verskil tussen inkomste tussen blankes en nie blankes is besig om te vernou. Maar dit is nie die belangrikste punt nie. Die vraag wat heel eers gevra moet word, is dit verkeerd as daar 'n skewe verdeling van inkomste is? Nou die voordeel van 'n skewe verdeling van inkomste is dat 'n paar ryk mense maak 'n klomp spaargeld bymekaar en die spaargeld kan gebruik word om te investeer. So dat is 'n ekonomiese rede hoekom dit goed is om eintlik 'n skewe verdeling van inkomste te hê. 'n Verdere rede vir 'n skewe verdeling van inkomste hoekom dit goed is omdat mense die geleentheid te gee om te aspireer om uiteindelik ryk te word. Maar natuurlik die groot nadeel van 'n skewe verdeling van inkomste is eenvoudig is dat dit skep geweldig baie sosiale spanning in die gemeenskap. En wat die spanning is inderdaad as gevolg van die skewe verdeling van inkomste tussen blank en swart in Suid-Afrika. Maar die spanning is besig om al meer en meer op te laai tussen die skewe verdeling van inkomste tussen swart en swart. En dit is inderdaad besig om te gebeur. So hoe gaan 'n mens hierdie ding aanspreek? Daar's 'n paar maniere hoe mense doen. Jy vat van die rykes by wyse van belastings en jy spandeer op die armes. Maar daar's 2 ander goeders wat net so belangrik is. Jy moet daai hindernisse in die plek van die werkloses om met die werkers te kompeteer, moet jy wegneem. Met ander woorde, jy moet arbeidswetgewing sodanig aanpas dat die werkloses kan begin kompeteer met die mense wat wel werk het. Die laaste punt, en dis die heel belangrikste punt. Die beste manier om die armes op te hef, om hulle ryker te maak, is om hulle behoorlike onderwys te gee. En so pas is Suid-Afrika afgegradeer en ons wetenskap en wiskunde onderwys standaard in Suid-Afrika is die laagste in die wêreld. Dis die rede
vir die skewe inkomsteverdeling. Oor na Jan Arm met die landbousake. Fly now and pay later when you book online at flymango.com and pay for your flight using your Edgar's card. Die landbounuus word verskaf deur Veeplaas, die tydskrif vir die veeboer. In vandag se landbounuus, wolprys styg steeds, Moletek wys sy boer van jaar aan, melkproduksie neem af en vleismerino strydosse vereer. Wolpryse het vir die 5de agtereenvolgende week toegeneem. Die Cape Wool's markaanwyser het met 4% toegeneem om op R108.63 te sluit. Dit verteenwoordig 'n toename van 24% sedert die begin van die seisoen. Die broers Rodney en Leonard Newman is by die onlangse Breedplan Aldam Vleisbeeskool aangewys as Moletek se nasionale veeboer van die jaar. Die broers boer naby Vrede en het onder andere 'n Drakensberg stoet. Melkproduksie in September 2012 was 0,7% laer as verlede September. Groei in melkproduksie het van 6,9% in Junie afgeneem na 2,8% in Augustus. Volgens die melkprodusente-organisasie se ekonoom Dr. Koos Kutse is melkproduksie nie volhoubaar in hierdie omstandighede nie en sal produksie verder afneem. By die onlangse jaarvergadering van die SA Vleismerino Teelersgenootskap is 3 ouer teelers en ware strydosse vereer met oorkondes vir hulle jarelange ywer om die ras te bevorder. George Smith, Johnny van Riet en Bux de Wet het oorkondes ontvang van die genootskap se president, Mani Lombard. Nou is dit oor na Davie en Tim Du Plessis. Ontbytsake landbounuus aan u gebring deur Veeplaas. Kry jou uitgawe vandag nog by jou naaste kleinhandelaar. As jy met jou onderneming op ontbytsake kom spog, gebeur 2 dinge. Dis baie goeie blootstelling en jy kry outomaties BEE punte vir jou onderneming se sertifikasie, want ontbytsake is 'n graad 3 BEE gesertifiseerde besigheid. Merkwaardig, né? Nee? So moenie tot op die laaste wag nie. Kontak ons. Hoof van Afrikaanse koerante by Media 24 is Tim Du Plessis. Tim, natuurlik vir verandering is julle koerantman 'n bietjie besig. Nou, ons is altyd baie besig, Dawie. Waar val jy uit so? Ek praat nou van die sensus. Dit gaan julle besig hou vir 'n tyd lank. Ja, dit was die groot nuus van die week gewees en so en die goed wat jy gesê het is interessant. Om net dit sê, die sensus is jy regtig waar die gesprekke, die debatte, die datavrystellings in ons land volgens die sensus jou nie regtig waar verras het nie. Ons kan aanvoelbaar sien is meer mense in die land. Ons kan sien, hoor, kyk, daar's meer mense wat na die stede toe stroom, spesifiek na die metros in Gauteng en in die Weskaap. So daar's net groot verrassing. Maar is daar nie een verrassing vir? Ja, daar's 'n baie aangename verrassing. Die sensus het gemeet dat daar amper 900,000 meer Afrikaanssprekendes is in die 2011 sensus as wat daar in die 2001 sensus. Dis 'n 2% swaai, hoor, in die land se bevolking. Dis baie groot. Reg, ja. En jy weet in die land se bevolking het met wat 15% toegeneem en die Afrikaanssprekendes het toegeneem met 13%. En die interessante ding hiervan is dat jy weet, kom ons neem aan 'n groot deel van daai bevolkingsgroei is immigrante. En dan jy weet ons groei die Afrikaanssprekendes groei amper met dieselfde tempo as wat die algemene ding loop. Ja. Wat vir my die interessantste was is KwaZulu-Natal, daar's amper 'n stuk of 100,000 meer Afrikaanssprekendes. Jy weet in KwaZulu-Natal is dit net die Piet my vrou wat Afrikaans praat. So the last outpost is nog 'n paar Afrikaanssprekendes. Ja, en hulle het meer geword, maar oral het hulle meer geword en so. En dis goeie nuus. Dit slaan vir 'n vet 6 die ou storie dat Afrikaans 'n sterwende taal is, dat mense dit nie meer wil praat nie, dat daar nie waarde in die taal is en so nie. So hier is die syfers. Kyk hoe baie mense praat die taal. Nog steeds die 3de grootste huistaal in die land. En wat mense kan sê is Viva ontbytsake as volgende. Die ander groot storie is natuurlik Skiet die Boer. Ja, daar was 'n kompromis geweest. Ons ken almal die storie. AfriForum het 'n saak van haatspraak gemaak teen Julius Malema oor die Boelie Boenu Skiet die Boer. Die uitspraak was aan AfriForum se guns geweest. Daai liedjie is gesertifiseer as haatspraak. En al wat AfriForum eintlik wou gehad het, is hulle wou gehad het die sing van die lied moet ontmoedig word. En
die kompromis wat toe gemaak is voordat die saak finaal nou weer voor die appelhof kon beland, is daar toe kompromis gesluit tussen die ANC en AfriForum waarin Malema nie by was. Hy skryf blykbaar eksamen. Weet nie of hy 'n herskryf aan houtwerking en die kompromis behels dat die ANC sal die sing van die lied ontmoedig afskaal, deeskaleer, wat jy ook al wil of so, in soverre dit moontlik is, maar die beslissing van die sertifisering daarvan as haatspraak, die word onttrek. Is dit nie beter op die ou end maar om 'n kompromis ding te kry, is uiteindelik 'n hof wat 'n beslissing maak, jy wen en jy verloor? Absoluut, jy weet, ek meen, eintlik is daar, jy weet, daar's baie meer in hierdie tyd, jy weet, wat almal so polariseer, en so is dit 'n klein stukkie verstandigheid wat geseëvier het, wat grootliks misgekyk is hierdie week. Tim Du Plessis, elke keer 'n interessante hoek waar jy na dinge kyk, en ek stem natuurlik heeltemal met hom saam. En net van my kant af wil ek alles van die beste toewens vir meneer Malema, en ek hoop hy doen goed met kontrakte 101. Willem Basson is terug, en vandag gesels hy oor Movember, en dan is dit oor Jan Arm met sport. Vet Budgie rol groot uit, jou vetkans om telekomrekeninge se vlerke te knip. Ja, ek is al weer na die Vet Budgie. OK, Oktober maand is nou verby en nou is dit Movember. En die fokus op kanker gaan groot. Baie interessant mense, as jy nou gaan kyk, is dit slegs die koning van harte wat nou nie 'n snor het nie. So kom ons gee maar vir hom een. Dat hy ou net weet, ja, hy voel ook daarom nie so uit nie, want hy is die enigste ou wat geluister het. Maar kom ons gaan nou aan. Want Movember, as jy nou daaraan gaan dink, fokus veral op prostaat en testikulêre kanker. Jan Harm sou seker daarna verwys het as 'n laagdrukstelsel. Maar ons gaan nie te laat na kuier nie. Teen hierdie tyd ken ons die kommerwekkende statistieke rakende kanker. Ons besef een van die grootste struikelblokke tydens en na traumatiese ondervinding wat gepaard gaan met gevreesde siektes, is die krippelende finansiële impak daarvan. En ons weet, daar is finansiële ondersteuningsantwoorde in die vorm van versekering. Nou, as ou net gaan kyk, die groot vraag is nog steeds, watter traumapolis betaal uit en watter is die regte traumapolis? Elke individu, elke gesin is uniek, met eie soortige omstandighede en behoeftes. En slegs 'n goed opgeleide en goed gekwalifiseerde finansiële adviseur behoort antwoorde te verskaf. Konfronteer jou finansiële adviseur, vra aanhoudend vra, bespreek gevalle studies of verwys dalk na 'n werklike geval waarvan jy weet. Maak net seker jou polis betaal uit wanneer jy dit die nodigste het. Nou iets interessants, Woensdag aand 7 November is daar weer die gasspreker by 'n spoggeleentheid in Durbanville in die Kaap. Nou kykers, indien daar enige kykers is wat belangstel om hierdie aand saam met ons te kom bywoon, kan julle my kontak. My besonderhede is op Ontbytsake se webtuiste. Kry dit daar. Kontak my sommer dadelik. Daar's nog 'n paar uitsoekplekke beskikbaar. Volgende week 'n hele nuwe boomstorie. Sien julle dan weer die boom. RSA Search Engine, the best business search engine in South Africa. Nou ja, daar wen die WP toe uiteindelik weer 'n trofee en nou kan hulle, net soos in daai Chicken Licken advertensie, die aap van die rug afgooi. Graeme Smith en sy Proteas sit reeds in die land van die Waltz en Matildas in voorbereiding van die 23ste toetsreeks tussen die twee lande. Vir die eerste keer in 'n lang tyd is Suid-Afrika die gunsteling op Australië se bodem en mik hulle om hulle nommer 1 posisie in toetskriket te versterk. As mense oogie gooi oor die rekord tussen die twee lande, is die ou Kangaroos loshande voor met 48 oorwinnings teen Suid-Afrika se 19 in die 85 toetse tussen die twee lande. Nou vandat ons teruggekeer het van isolasie, bly die statistiek nog steeds in guns van Australië, maar een ligpunt vir ons is dat die twee spanne elk 4 van die laaste 8 toetse gewen het. Ek dink dit dui aan dat die pendulum stadig maar seker in Suid-Afrika se guns swaai en alhoewel dit taai gaan wees in die Matildas se agterplaas, dink ek ons manne staan 'n baie goeie kans om hulle tweede agtereenvolgende reeks oorwinning in Australië te behaal. Nou, ons gaan voort met ons kykie na die snaakse en ongelooflike oomblikke van 2012 en ek wonder of julle nog hierdie ene onthou van so 'n paar maande gelede. Ek dink nie die twee Skotse spelers onthou veel nie.
Banner Stadium in Newcastle. Oh, there's a head clash. Two of their players nearly knocked themselves out. Strokosh and Hansbrough. There he is. They split each other's head open in the excitement. Oh, that's terrific stuff. Oela begin nou met die kos. Baie welkom by Kombuis en ek gaan vandag vir julle iets maak met spierwynplaas se Sauvignon Blanc. Nou hierdie wyn het 'n persoonlikheid wat baie soos Dawie se. Dit is charmant, dit is energiek en dit is stylvol. Dis nou die enigste een waar dit nou nie heeltemal dieselfde is nie. En dit is 'n wyn met houding. En Dawie hou van witwyne, so ek het aan Dawie gedink. En die wyn lê lekker lepel met visdisse en met slaai en daarom het ek gedink om 'n somerpasta dis te maak. Nou soos julle hier kan sien is al hierdie vars produkte. Ek gaan salm maak wat ek vir julle aan die einde sal wys en vars sprietyeie en ek het hierso plat ertjies of mange toe en ek gaan suurlemoen en lemoenskil insit en ek gaan bietjie gemmer, klein bietjie russie en knoffel insit en dis dit. En dit produk of die bestanddeel wat alles bymekaar gaan bring is die nuwe olyfolie van Willow Creek. Dit is 'n delikate en 'n vrugtige olyfolie. En dit gaan al hierdie vars smake net saambind om saam met die spier se Sauvignon Blanc te gaan. Maar ek gaan meer vir julle vertel wat ek gaan doen nou. Nou die heerlike vars somergroente lyk heerlik en ek dink dit gaan ons somersfigure net goed doen. Wel ek het nog nie somersfiguur nie, maar ja. Ek ook nie, maar met hierdie kos gaan ons werk aan. Hier het nou gesels Milan met Willem Botha, ons gas vandag. Ek moet net seker, ek eintlik moet ek niks eet nie. Net niks sê. Escort vir vars kwaliteit vleisprodukte sedert 1917. Potjie King is jou alles-in-een draagbare braaitoestel. Dit gebruik min brandstof, is lig genoeg om enige plek saam te dra en 'n veilige manier van kos gaar maak in die natuur. Die geharde vlekvrye staal waarvan dit gemaak is, beteken dit sal baie langer hou as 'n gewone staalbraai en die meeste panne, potte en kettels sal daarop pas. Die Potjie King het ook gemaklike wegvoubene, het 'n gereguleerde deurtjies en 'n klappie wat 'n pot in posisie hou. Potjie King, die koning van buitekos maak. En ons kuier vandag saam met Willem Botha. Baie welkom uiteindelik by Ontbytsake. Ek is so bly om hier te kan wees en is ja, ek weet my ouers kyk dit ook altyd so lekker om hier te kan kuier. Jy het dit nou gemaak. Jy kan nou sê you have arrived. Ek kan aftree. Op 25 kan ek uiteindelik aftree. Hoor jy het in 'n baie kort tyd, jy het 'n kort loopbaan sover gehad, maar dis asof jy 'n leeftydse ervaring ingepak het. Soveel goed wat met jou gebeur het, wat jy al ervaar het en wat jy bereik het. Wat sou jy sê is jou hoogtepunt tot dusver? Yes, elke jaar gebeur daar iets met my en ek's regtig bevoorreg genoeg dat elke jaar iets gebeur wat so groot in my lewe is. Want elke jaar het ek iets wat ek kan sê of van my lysie aftik en ek begin al eintlik vanaf ek standaard 9 is het ek die Burger Plus Ster kompetisie gewen, toe Idols gedoen, toe Liefling gedoen of elke keer by Sony Musiek 'n nuwe album uitgebring, Liefling gedoen, die hoofrol in Dion Opperman se tree aangespeel en nou hierdie jaar is ek Pretville. So ek weet nie, elke keer dan dink ek net soos liewe Jesus bless my ongelooflik baie in die lewe en hy bly my net elke dag werk gee en geleenthede gee. So ek gaan met elke hand wat ek het dit aangryp. Hierdie is nou die album wat op die oomblik op die rakke is. My stem is joune. Jy praat nou van al die albums wat jy reeds opgeneem het. Kan jy onthou die eerste keer wat jy daai oorfone op jou ore gesit het en agter daai mikrofoon ingeskuif het en nou gedink het hier is ons nou in studio? Dis ongelooflik oorweldigend as mens daaraan dink want soos ek sê ek kom van 'n klein dorpie Riversdal af in die Suid-Kaap en hier het ek in my kamer gedroom te bang om altyd of te skaam om altyd voor my familie of my ouers of so te gesing het en altyd in my kamer gedroom en geimagine ek gaan eendag aan Idols deelneem en ek kan nog onthou ek gespeel ek's Ryan Seacrest en ek is Willem Botha wat optree. So en hier kry ek 'n geleentheid om in van ons land se beste en duurste studio's te sing met regtig die beste liedjieskrywers op hierdie album, Johan Oberholtz, Magiel Roots, Johan Foster, Sean Els. Kry ek hierdie geleenthede en dis baie oorweldigend, maar
ek het 'n ongelooflike familie, ek het 'n ongelooflike support system, 'n ongelooflike bestuurspan wat my so ondersteun en my plat op die aarde hou en na my kyk. So al daai goedjies help op die einde van die dag laat die journey ongelooflik lekker is. Is jy iemand anders nou as daai seun wat in Standaard 9 daai kompetisie gewen het? Nie regtig nie. Op die einde van die dag is ek nog steeds as ek op die plaas is, het ek nog steeds as ek plaas toe gaan, dan pak ek nooit van my klere nie. Ek trek altyd my plaasklere aan en my beste vriende is nog steeds die mense wat ek gehad het voor dit als met my begin het en dis vir my verskriklik belangrik. Ek het nou vir Pelle in die Kaap gaan kuier en om oor al die goed te praat en te spot en te doen wat ons nog steeds gedoen het voordat al hierdie goed met my gebeur het is regtig die mens wat ek wil wees en in die toekoms nog gaan wees. Ek kyk nou na hierdie, ek weet ons kan oor jou musiek praat, maar ek wil graag praat oor hierdie foto's, nê. Nee? Ek weet nie of die kamera hier agter my kan hierdie foto's sien nie, want dit is ongelooflike gestileerde foto's. Clinton Libbe sien ek het dit geneem wat natuurlik uitstekend is. Maar dit verg baie selfvertroue. Want hierdie is rolspel, wil ek amper sê. Was dit vir jou maklik? Ek het nooit drama of ek het 3 maande dramas gestudeer op Stellenbosch. So ek kan myself glad nie klassifiseer as 'n gekwalifiseerde akteur nie. En as jy 'n fotosessie doen of as jy 'n musiekvideo doen of al daai goed is dan dit vat baie hulle spot altyd want as ek lyk so na extrovert mens, maar ek's eintlik regtig skaam en mense moet nooit sê iets is mooi of so nie, want dan begin ek te bloos of ek sal maar Clinton Libbe en die hele span van hom het was ongelooflik en dit het op die einde van die dag ons het juist na 'n plaas toe gegaan en ons het na 'n perdeplaas toe gaan waar ek baie gemaklik is en dit het gevoel asof hulle 'n kamera in 'n bos weggesteek het en op die einde van die dag net foto's geneem het. En ek dink dis hoe jy die beste werk uitkry. Ja, regte span. Hoorie, maar jy praat van akteur wees, ons gaan net nou lekker gesels oor Pretwil. Excellent. Nou ja, Carla, vertel ons net gou-gou oor die opkomende fokus vir ontbytsake. So, Kersvader en sy sleet gekom en gegaan, nes verlede jaar se salaris en bonus. Maar vir koopkragkliënte hou feesvieringe heel jaar aan. Met 10 kontantpryse vir kaarthouers kan jy elke maand 'n stewige bedrag terugwen. Jy kan dalk daai ietsie spesiaals gratis en verniet koop. Dis heel jaar Kersfees by Koopkrag. Die slim keuse vir 2012. Besoek koopkrag.com. Koopkrag, dis nie 'n kaart nie, dis 'n leefstyl. Terme en voorwaardes geld. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Kyk uit in jou dorp of stad vir die ontbytsake kar met trots geborg deur Equestra Flexi Logistics. 'n Mens kan amper nie glo dis al November nie en ontbytsake se bemarkingsplan is volstoom aan die werk op volgende jaar se fokusse. Een daarvan word beplan vir die mooi dorp Somerset Wes in die Wes-Kaap. En as jy daar 'n besigheid het wat kan doen met uitstekende televisieblootstelling, kontak vir Neville Garcia so gou moontlik, want dit is 'n geleentheid soos min. Dis nou amper tyd vir die ontbytsake kalender. Ontbytsake wil spog met Suid-Afrika. Ons wil spog met al sy suksesvolle sakeondernemings. Ons wil vir mense wys wat gedoen kan word. So hier's jou kans. Kom wys vir ons wat jou besigheid doen en raak deel van die ontbytsake familie. En dit teen spotgoedkoop pryse. Besighede wat nie op RSA Search adverteer nie, mis uit op miljoene hits. So kry nou jou eie RSA Search ontwikkelde webblad. Jy kan self jou webblad enige tyd gratis verander, soos jou fotogalery, events, specials, maps, PDF-dokumente, as ook jou 16,000 karakter besigheidsbeskrywings. Mense, rsasearch.co.za is die beste. Kersmark word op 8 en 9 November by die NG Kerk Launa in Vryburg gehou. Skakel die nommer op die skerm vir meer besonderhede. Suri Montana vier hulle 3de verjaarsdag op Saterdag die 10de November met 'n lekker pretdag vol vermaak. Toegang is gratis, maar laat weet vir Rian as jy dit wil bywoon. Die Dolstroom Cherry Cheese and Chocolate Festival word op 10 November by die Meander Center gehou. Die kontakpersoon is John van Sail.
Volksrus Hoërskool hou hulle 40 jaar reunie op die 17de November. As jy dit wil bywoon en meer besonderhede soek, skakel vir Johan Erasmus. En ons het ook Hoërskool van 'n Woupark se matriekreünie vir sy klas van 1973. Maak asseblief kontak met Willem of Elise as jy een van hulle is. Terwyl ons nou pas aan die kalender gekyk het, maak sommer ook 'n groot nota op julle kalenders van Ontbytsake se nuwe heruitsendingstyd. Want uiteindelik het ons goeie nuus vir almal wat op Saterdag moet werk. Die program word nou op Sondag 9uur uitgesaai. En dan word vir 'n korte weergawe van Ontbytsake, naamlik Sake Fokus, op Dinsdag en Donderdag tussen 1 en 2 uitgesaai. Net die regte tyd om 'n ruskansie te vat en jou toebroodjie te eet terwyl jy kyk na wat se suksesvolle klein en medium sakeondernemings daar in ons land is. En as jy 'n spul van hulle. Nou is dit eers tyd vir lees en geniet. Lees en geniet word aangebied deur takealot.com. Kry die grootste verskeidenheid van boeke, asook elektronika, sportgoed en meer by takealot.com. Veilige aanlyn aankope. Dis boekfokustyd en vandag wys ek julle resepteboek geskryf deur die 9-jarige Josh Therian. Josh is gek oor kosmaak en teken en is so aangemoedig om 'n resepteboek met 48 van sy gunsteling resepte waaroor kinders gaande sal wees saam te stel. In die boek is daar ook talle aktiwiteite soos woordraaisels, inkleurprente en dit verbind die kolletjie, soekie verskil en doolhowe. Seuns en meisies sal dit verskriklik baie geniet. Sy boek bevat ook heerlike resepte vir drankies, ontbyt, middagetes, aandetes, nageregte en soetappies. Dis regtig 'n baie oulike boek. Ek som honger. Hier het ek die 7de hersiene uitgawe van Abraham de Vries se Afrikaanse kortverhaalboek. Hierdie standaardwerk word al lank beskou as die barometer van die kortverhaal genre in Afrikaans. Die nuwe uitgawe sluit 133 verhale van 81 skrywers in. Die kronologiese volgorde wat oor 'n tydperk van byna 120 jaar strek, gee 'n goeie oorsig van die ontwikkeling van hierdie genre in Afrikaans. Dis die ideale geskenk vir iemand wat belangstel in die stand van die Afrikaanse literatuur of sommer net enigeen wat van boeiende verhale hou. Hierna maak ons verlede week se wenners bekend. Surprise! You said you loved the more. Here she is, bruh. The more? I said I loved the more. Seriously. Shopping's moved on. Online. Get the best sports gear, electronics, baby goods, books, home and kitchen appliances, toys, movies, music, games, and more at takealot.com. Safe, secure, online shopping. Don't worry. You're still getting paid. Verlede week het ons daardie mooi Unforgettable Sunny South Africa kalenders weggegee en die wenners daarvan is Anja Nieuwoud, Maritjie Erasmus, Leni McKenzie, Nerina Heinz, Anna Jordaan, John Morris, Charlene Graham, Susan Jacobs, Giel Maree en Willie Botha. Later gee ons ook van Willem Botha se nuutste series weg, maar eers gesels Oula met Louise Rabie, al die pad daar van Willow Creek in die Nuivallei waar hulle daardie heerlike olyfolies maak. Pryse word afgelewer met die komplimente van Don Weng. Gaan na Ontbytsake se webwerf vir meer inligting oor alles wat jy weekliks op die program sien. Dit sluit in die kalender, landbounuus, ekonomiese nuus en natuurlik Oula se resepte. Dis ook die plek waar jy fantastiese pryse kan wen. So gaan kyk op die Wen Alweer blad en skryf in. Wie weet, miskien is jy gelukkig. Dit alles op ontbytsake.co.za. Oula gebruik die veelbekroonde Willow Creek olyfolies in haar kombuis. Willow Creek, olyfolie van oorsprong. Ek gaan nou gesels met Louise Rabie, sy is die handelsmerkbestuurder van Willow Creek. Baie welkom. Baie dankie, Oula. Ja, ek gebruik julle olies nie net hier nie, ek gebruik dit by die huis, want dit is regtig so besonder. Wat maak julle produk uniek?
Ja, weet jy, olyfolie is ook mos daarom nou lekker geuriger as ander olies wat geraffineer is en smaakloos is. Maar wat vir Willow Creek die ekstra gee, is die feit dat ons regtig geseën is met 'n besondere terroir daar in die Nyvallei. Ons het baie vrugbare grond met baie kalk en dan het ons hierdie mediterrane klimaat met warm, droë somers en koue winters en dit bevorder alles die geurontwikkeling van die olywe. En dan daarmee saam met ons nou die regte kultivars uitgekies en ons oes dit op die regte rypheidsgraad om die beste geure in die olyfolie by te bring. En kwaliteit is vir ons belangriker as volume, maar net om te kyk dat dit nou nie net ons is wat van die olyfolie hou nie, skryf ons dit gereeld in vir kompetisies en vir jare is ons baie dankbaar. Hierdie Directors Reserve het vir jaar is aangewys as die klaswenner by die Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil kompetisie in Amerika. Ek kan dit glo, hoor. Ek is bly jy ook al van. Ja, ek is gek daaroor. En julle maak verskillende gegeurde olies, ons het dit nie nou hier nie. Een met parmesan, een met suurlemoen en een met basilie. Ja. Nou, is olyfolie nie maar net olyfolie nie. Hoekom het julle gedink om dit te geur? Kan 'n mens nie maar net die ander geure self bysit nie? Weet jy, ons maak graag die gegeurde olies vir daai vinnige, haastige kokke en is lekker om dit saam met slaaie en pasta geregte bedien. Maar interessant genoeg is olyfolie eintlik ook soos wyn wat in verskillende style versny kan word. En dis toe nou wat ons ook gedoen het. Ons het dan nou eintlik 'n delikate, 'n medium intensiteit en 'n intense olyfolie, want ons het 'n groot volume olywe met verskillende kultivars wat ons dan nou kan versny na elke geurprofiel en elke van hierdie verskillende style. En hierdie style leen hulle dan nou meer spesifiek vir verskillende kossoorte en so aan. So hierdie gaan lekker werk met wat ek vandag gaan maak. Absoluut. Somerslaaie, vis, calamari, jy gaan mos nou hierdie lekker salm maak. Dit gaan perfek wees daarbey. Ja, en hierdie een het ons toe nou in 'n standaard olyfoliebottel verpak, sodat ons dit nou so bekostigbaar as moontlik kan beskikbaar stel. Maar ons estate blend in hierdie lekker oranje spuitbottel. Ek wil nou juist vra daaroor want die spuitbottel is so gebruikersvriendelik. Ek vertel vir almal daarvan. Dit is vir ons so lekker. As jy eers hierdie oranje bottel in die hand gehad het, wil jy nie weer daarsonder nie. Maar hy is nou lekker, hy is ekovriendelik. PET, so hy het 'n suurstoffilter en 'n skild vir UV, so hy beskerm jou olyfolie net so goed soos glas, maar hy's ligter. Kyk net hoe klein is hy nou byvoorbeeld teen hierdie 500 ml, maar dis dieselfde volume. En ja, mense moet hulle self nie vaskyk aan en dink hierdie is minder nie. Dis reg, ja. Maar die beheer wat jy oor hierdie bottel het, is ons nou sy eintlike ding. Jy kan so maklik spuit in 'n pan voor jy nou eiers bak of iets braai daarin, of as jy nou geroosterde groente het jy nou nie meer hierdie bottel waar jy al die gloeks op dieselfde plek gooi nie. Jy kan nou lekker jou olie oor al die groente in die bak versprei. Jamie Oliver moet hiervan kry. Hy praat mos hoekom van die gloeks. Ja, hy gebruik mos sy duim daarso, maar dit gaan vir hom een vorentoe stoot. Ek sê saam met jou. En waar is julle geleen? Kan ons vir julle kom kuier asseblief? Gerus, ons is daar in die pragtige Nyvallei tussen Woester en Robertson. Daar aan die voet van die Rabieberge het ons 'n lekker deli waar al ons produkte geproe kan word en ons het 'n bistro waar lekker kaasborde en 'n glas wyn geniet kan word. Julle moet gerus kom kuier as julle daar in die wynland is. Ons sal beslis. Baie dankie. Dankie Ola. Dankie man. Ons gaan nou terug na Karla met vandag se fokus. Ontbytsake beplan 'n fokus in Somerset Wes in die Wes-Kaap en dit sal uitgesaai word op 2 Maart 2013. So as jy 'n besigheid in daardie omgewing het en deel van die fokus wil wees, kontak vir Neville Garcia. As jy 'n besigheid bestuur, benodig jy 'n sogenaamde PBX. Dit verbind jou personeel se foonlyne aan mekaar en na die buitewêreld. PBX'e is duur, oneffektief, nie skaalbaar en bang vir weerlig. Dis voor FatBudgie gearriveer het met Cloud PBX. 'n Kuber PBX is waar alles gekonnekteer word deur 'n superhoë weg. Dit ondersteun funksies soos stempos na e-pos, ware per sekonde tariewe, digitale oproepopname en ook jou digitale ontvangsdame. As jy groei, groei FatBudgie saam met jou, want dit is oneindig skaalbaar. Te danke aan FatBudgie het besigheid sopas baie makliker geword. FatBudgie Cloud PBX, dit gaan groot wees. Ons het verlede week begin met ons fokus op die Vaal-driehoek en het die dorpe Sasolburg en Denysville besoek. Vanmôre sit ons die kuier daar voort. En ons eerste stop is Meyerton, net 15 km noord van Vereniging in die plaaslike munisipale area van Midvaal, die enigste DA bestuurde munisipaliteit in Gauteng.
Meyerton het in 1891 ontstaan en is vernoem na veldkornet J.P. Meyer, 'n lid van die Transvaalse Volksraad. Die dorp het sy bestaan te danke aan die Black Reef, 'n ryk goudaar wat deur 'n paar van die plase op die oewer van die Kliprivier loop. Hier is goud nou iets van die verlede. Vandag is die hoofnywerhede erdewerk en metaalverwante vervaardiging. So van vervaardig gepraat, ek is seker julle onthou Twin Boats en Trailers se indrukwekkende skiebote wat hulle self vervaardig. Kom ons kyk wat hulle alles deesdae bou. Twin Boats and Trailers was nog altyd aan die spits gewees van die plaaslike bootvervaardigingsindustrie en staan vir niemand terug as dit kom by bouwerk, kwaliteit, hantering en gerief nie. Amper 20 jaar se ervaring het Twin Boats and Trailers, of soos hulle ook bekend staan Sensation bote, die markleiers in die vervaardiging van plesiervaartuie gemaak. En nou poog hulle om dieselfde met hulle karavane en splinternuwe huisbote te doen. Twin Boats and Trailers is markleiers en gebruik die heel nuutste tegnologie in die vervaardiging van hul bote, huisbote en gerieflike karavane. Daar's 'n bekostigbare vaartuig om in elke gesin se begroting te pas. Dis kwaliteit en waarde vir jou geld en jy koop 'n splinternuwe saamwees leefstyl vir jou gesin. Ry saam boot as gesin en kampeer saam as gesin. Sensation Caravans and Houseboats. No matter where you find yourself, with us, you'll be right at home. BMI Steel Structures is al sedert 1988 in die staalvervaardiging en oprigtingsindustrie. 24 jaar se ervaring waarborg kliënte tevredenheid in 'n topkwaliteit produk. BMI ontwerp en vervaardig staalstrukture soos fabrieke, pakhuise, werkswinkels, kerke en selfs inkopiesentrums. Elke BMI-projek word aangepas volgens verbruikersspesifikasies sodat die eindproduk presies is wat die kliënt wil hê. Dis maksimum doeltreffendheid teen minimale koste. BMI streef daarna om alternatiewe planne te vind om die mees ekonomiese ontwerp voor te lê. Terselfdertyd word daar nou saamgewerk met die beste ingenieurs om veiligheid en kwaliteit te verseker. Produkte en pryslys beskikbaar op hulle webblad. Vir persoonlike aandag kontak BMI Staalstrukture. Ons sal 'n werk doen volgens u spesifieke doeleindes en om u sak te pas. BMI Steel, maximizing efficiency, minimizing cost. Suid-Afrikaners geniet graag 'n kuier om die braaivleisvuur. En hier by Macwood ken die mense van lekker braai. Die onderneming verskaf topgehalte braai bosveldhout aan die publiek en winkels. Onlangs is hulle reeks produkte uitgebrei na houtskool, brikette, vuuranstekers, braaisouse en speserye, asook 'n reeks braai toebehore en toerusting. Alles teen sakpaspryse en aflewering word ook na omliggende areas gedoen. Streng kontrole waarborg dat die bosveld hardehout topgehalte en 100% droog is. Vir jou gerief word dit dan in die regte groottes opgesny en in kwaliteit plastieksakke verpak om te keer dat dit jou braaiarea bemors. Elke sak bevat ten minste 7 kg hout en daar's klein stukkies om die vuur aan die brand te kry en groter stukke vir daai lekker lank brandkole wat die heel beste braaivleis waarborg. Macwood het 'n groot voorraad beskikbaar en verskaf aan die publiek sowel as kleinhandelaars. Aflewering is waar moontlik binne 48 uur. Macwood, jy sal mal wees oor hulle produkte. Ons volgende Val-driehoekstop is Drie Riviere in Vereniging, die dorp wat wêreldberoemd geword het met die vredesonderhandelings wat hier gehou is en uiteindelik gelei tot die einde van die bloedige Tweede Vryheidsoorlog. Nog 'n wêreldberoemde eertydse inwoner wat al 'n gesamentlike Nobel Vredesprys gekry het, is voormalige president F.W. de Klerk, wat hier in Vereniging gepraktiseer het as 'n prokureur. Een van ons gewildste en beste Springbok rugbyspelers en die 36ste Springbok kaptein, Morney du Plessis, was ook 'n boerling van hier. Axiom BEE Solutions het 'n missie om besigheidseienaars bewus te maak van die positiewe aspekte van BBBEE. Dit skep geleenthede vir almal. Axiom doen verifikasies en reik BBBEE sertifikate uit as geoktroeëerde rekenmeesters en geregistreerde auditeure en lewer 'n professionele, effektiewe diens aan kliënte van die Val-driehoek tot Kaapstad. Weens verandering in die wetgewing word daar al hoe meer druk geplaas op regeringsinstansies om sertifikate aan te vra.
Ongeag die grootte van jou onderneming of die industrie waarin jy handel dryf, dit raak 'n noodsaaklikheid vir almal en jou onderneming kan net daarbey baat. Vir 'n vars uitkyk op hierdie, gee my gerus 'n skakel. Ons lewer 'n professionele diens aan besighede in enige industrie van enige grootte en in enige area. Ons gaan nie daarop aandring dat jy jou besigheid se besigheidsstruktuur verander nie, maar ons werk eerder met jou situasie soos wat dit staan. Axiom BEE Solutions. Know your status. In vandag se samelewing het ons almal versekerings nodig, of ons daarvan hou of nie. Omdat dit redelik veel eisend kan wees om uit te neem, het ons bekwame versekeringsmakelaars nodig. Chris Boshoff Makelaars het 25 jaar van eerlike, bekwame professionele diens en ervaring in die bedryf. 'n Versekeringsmakelaar is basies 'n finansiële adviseur en hulle hooftaak is om kliënte raad te gee oor hulle finansiële toekoms. Chris Boshoff Makelaars bestaan die afgelope 25 jaar. Uit baie loyale kliënte en hierby wil ek ook van hierdie geleentheid gebruik maak om vir hulle te sê baie dankie. Die tussenganger, die makelaar, die finansiële adviseur is baie belangrik in vandag se tyd. Wees versigtig van die keuse van so 'n persoon. Hy moet by die FSB geregistreer wees. Wees versigtig vir beleggingsadvies. Beleggingsadvies waar 'n persoon 2 en 3% meer as die normale markkoers kry. Sien rooi ligte en werk nou saam met jou makelaar. Fred's Crane Hire, 'n gerespekteerde naam in die industrie. Ek is Fred Brian van Fred's Crane Hire. Ek het die maatskappy 40 jaar gelede begin. Danksy 'n goeie staf en baie getroue kliënte het ons dit die jare deurgemaak. En ek wil weer eens net vir elkeen dankie sê. Was dit nie vir hulle nie, was hierdie maatskappy het beslis nie waar hy vandag staan nie. Fred's Crane Hire verstaan dat tyd geld is en daarom is afleweringe altyd stiptelik soos ooreengekom. Hulle mobiele huiskrane word soos goud opgepas en elke huiskraan is in tip-top kondisie danksy goeie onderhoud. Die huiskrane is 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week beskikbaar aan kliënte in die Vaal-driehoek, sowel as dorpe so ver as Secunda, Sasolburg en omliggende gebiede. Alfred se ou huiskrane word vervang met nuus en pryse is kompeterend en billik. Fred's Crane Hire se goue filosofie is: kyk na jou masjiene en kyk na jou kliënte. Klink soos 'n wenresep. Jy onthou dalk nog hoe lekker jou pa se splinternuwe vuurwa geryk het toe hy hom die eerste keer in die garage getrek het. Maar die prentjie het verander en 'n nuwe motor is een van die maklikste maniere om geld te verloor. Al is dit naas jou huis waarskynlik die grootste uitgawe wat jy ooit sal aangaan, gaan jou nuwe motor binne 'n jaar waarskynlik 22% van sy waarde verloor. Dit maak dus sin om 'n goeie tweedehandse motor te soek. As jy in die Vaal-driehoek woon, hoef jy nie ver te soek nie. Barrage Auto Sales in vereniging verkoop slegs skoon voertuie wat deeglik nagegaan word voordat dit te koop aangebied word. Hoekom jou voertuig inruil as jy 'n nuwe voertuig koop? Jy kan meer by Barrage Auto Sales daarvoor kry en dan 'n beter prys op jou nuwe voertuig beding. Hulle is altyd op soek na skoon motors en bakkies vir kontant. Kontak Henry Swanepoel. As julle nou net ingeskakel het, ek maak vandag 'n somerpasta met salm en vars bestanddele en dis alles om met Spierwynplaas se Sauvignon Blanc te gaan. So ek is besig om die pasta te kook en ek gaan nou die salm gaar maak, maar dit gaan baie vinnig. Ek gaan Willow Creek se squeeze bottel gebruik, soos wat Louise dit nou gedoen het. Wanneer ek dit gaar maak, gaan ek hierdie gebruik, maar wanneer ek nou die pasta net wil bedruip met olyfolie sodat daai vars geure inkom, gaan ek die groen bottel gebruik sodat ek die rou olyfolie kan proe. Hierin gaan ek net 'n paar smake sit, so klein bietjie, nie te veel nie, want Jan Harm hou nie baie van brandrussie nie, so ek dink aan hom. Maar as ek dit vir myself gemaak het, sou ek meer ingesit het. Vars brandrussie en 'n bietjie gemmer en natuurlik knoffel.
En ek wil net hê dit moet so 'n bietjie ek draai net om sodat julle my hare sien. En want ek dink dit is baie mooi gedoen vandag. En dan gaan ek die salm insit. Dit gaan baie vinnig gaan. En ek gaan lemoenskil en suurlemoenskil bysit. En ek gaan botter bysit net vir daai ekstra smaak. En dit moet nou so 5 minute elke kant, dan is dit reg. En dan gaan ek dit in die pasta sit, kamertemperatuur. Dis nie nodig dat dit vuurwarm is in die pasta nie. En bietjie sout en peper. En dis dit. Maklik, heerlik en is alles saam met die spier, Sauvignon Blanc. Maar ek sal nou vir julle wys hoe kom alles bymekaar. Oula, ek is so bly dat jy aan my gedink het. Ek dink nog ons gereeld aan jou. Jou oorbal is verskriklik mooi vandag. Ja, is dit soos koeldrank doppies? O, ek het gedink bier, maar ja, koeldrank. O, is dit bierdoppies? Dit is baie mooi met 'n vinder op. Dit is baie prettig. En gepraat van prettig, Pret wil begin binnekort by teaters. En ons kyk nou na 'n stukkie waar Henny Hakkel, Willem se karakter, vir ons presies vertel wat hy elke dag doen en daarna gesels Milan verder met hom. Dis koeldrank. Kom. Ontbyt is net nie ontbyt sonder Escort se heerlike bacon en verskeidenheid worsies nie. Vir energieke, stylvolle wyn saam met slaaie en sekos, kies Spier se Sauvignon Blanc. Ek speel die rol van Henny Hakkel en dis of die nerd of die dork van die dorp en ek hakkel en sukkel 'n bietjie om 'n meisie te kry. As ek vir vinnig iets wil sê, dan hakkel ek. Ek werk by die poskantoor en ek lewer vroegoggende nog voordat almal werk toe gegaan het, lewer ek pos af. In die middag wanneer almal by die huis kom, dan is ek bevoorreg om ook pos af te lewer en dan in die aande wanneer almal uitgaan en 'n lekker tyd gaan hê, is ek baie gelukkig om ook pos af te lewer en na 41 jaar wat ek nou al deur die straat ry, is ek baie bevoorreg om nie meer pos te kan uitsorteer nie. Ek lewer net pos af, so ek's bevoorreg. Fokus my ou. Ou groot bek. Sê jy lyk vir jouself lelik in die fliek. Gewoonlik as mens iets probeer doen soos wat jy nou gesê het met die fotosessie of 'n musiekvideo of jy op die verhoog staan, dan probeer jy daar maar wat meisies gewoonlik dink jy is so sexy as moontlik en ek praat nou die dag met Steve wat ook in die fliek speel. Hulle gee vir hom 'n bril en hulle kam sy hare terug en hy lyk flippend aantreklik. Hulle gee vir my 'n bril en kam my hare terug en ek lyk so net so. Hoorie, maar dit lyk na 'n prettige karakter. Ek dink om 'n gewone rol te speel is 'n uitdaging. En nou speel jy wil ek amper sê 'n karikatuur. Was dit moeilik? Hoe het jy by die karakter uitgekom? Toe hulle vir my in die begin gesê het ek moet hakkel, toe sê ek vir hulle, "Come on, asof ek brei nie erg of klaar genoeg is nie." En ek het verskriklik baie navorsing gedoen. Ek het gaan begin praat en ek het actually 'n pel wat hakkel en ek het net by hom gaan sit en gekyk waar plaas hy die klem of waar sit hy die plaas op sy woorde en laat dit op die einde van die dag nie 'n bespotting is nie, dat dit ek wat net 'n karakter vertolk en dit was 'n uitdaging geweest. Dit was regtig moeilik vir my geweest en want ek wou dit so erg as moontlik gedoen het. Ja. En ek het daai vet dik brille opgehad en elke keer het ek dit afgehaal en as ek daai brille opgehad het, maak nie saak met wie ek praat nie, ek was Henny Hakkel geweest. So ek het net vir myself die hele tyd gesê as ek daai brille op het, is ek 'n karakter. So is dit 'n groot rol? Ek dink Henny Hakkel gaan 'n karakter wees wat uitstaan in Pretville en dit gaan definitief 'n karakter wees wat ek dink as mense uit die fliek uitstap, gaan hulle dit onthou. En op die einde van die dag is dit nogals vir my cool. Paul en Linda wat vir my hierdie karakter gegee het en Magiel wat vir my 'n song geskryf het, is regtig ongelooflik om in so 'n groot fliek te wees en dan nou nog so 'n merkwaardige karakter te hê. En dis daai karakter wat ons het dit nou so 'n paar weke terug het ons het gekyk
by Pretwil self en almal het elke keer as Henny Hakkel opkom met hulle gesê so hopelik gaan ek die simpatie fout kry ja. Maar as Henny Hakkel nou hier was, wat sou hy gesê het en hoe sou hy dit gesê het? Ek weet jy het nou nie 'n bril hier nie, maar gee vir ons so 'n smook. Henny sou glad nie met jou kon praat nie. Henny is verskriklik skaam vir meisies. Daar's die mooiste oomblik in die fliek waar hy vir Liz Meyering Lolly probeer opchat. En dan sê sy soos ek gaan nou Milan wil jy dalk dans? En dan sê Lolly op die einde van die dag nee, sy bly maar eerder 'n muurblom. En dan sê hy soos ma ai. So niemand wil met hom dans nie, niemand wil by hom staan nie. Op die einde van die dag is hy maar die loner in die fliek. Ja. Ons sien nou net hierdie beelde en dit lyk na pret. Ja. Was dit lekker opstel of was dit soort van ernstig dat julle hierdie ding, want dit is ook amper baanbrekerswerk. Hoe was dit opstel? Met die hele span, ek was bevoorreg genoeg om met hulle te werk met Liefling ook en die hele span is regtig soos 'n familie en op die einde van die dag is jy daar om pret te hê want jy is in Pretwil en ek dink jy kan dit in die fliek sien. Jy gaan in die fliek kan sien die smiles wat ons het is regte smiles en op die einde van die dag het ek regtig daar ingestap want hulle het fisies 'n 50 dorp gebou in Hartbeespoortdam en jy het elke dag op 'n stel gestap in 'n nuwe era in. En vir my om dit te kan doen op 25 is ongelooflik. So nee, elke dag was soveel van geweest en ek moes natuurlik leer om te dans wat ek glad nie kan doen nie. Ek kan lekker lang arm, maar dis die naaste aan dans wat ek kan doen. Ja. So daar was toch werk ook geweest. Ons het lange ure geskiet en op die einde van die dag het hulle vir ons gesê vanaand bly ons tot 3 uur toe of vanaand bly ons tot 1 uur of 12 uur toe en dan het ons dit met 'n smaal gedoen. Ja, lekker. Baie van gehad. Nou maar hoor jy geluk met jou loopbaan en ons sien uit na Pretwil en ons sien uit na jou in Pretwil. Dis so lekker met jou onderhoud te hê, so baie dankie. Yay. Nou ja, nou terug na Carla met ons Vaal driehoek fokus. RSA Search Engine, the best business search engine in South Africa. Imagine if you could do all the things you've dreamed of doing. It's time to stop putting things off till tomorrow and take off. Enter the Mango 150,000 Rand Bucket List Challenge. Visit flymango.com. Mango, why not today? Vereniging is een van die belangrikste industriële vervaardigingssentrums in Suid-Afrika met produkte soos staal, yster, pype, bakstene, teëls en verwerkte kalk wat alles hier geproduseer word. Maar alles is nie net sement en staal nie. Vereniging is op die groen oewers van die Vaalrivier geleë en 'n gewilde naweek wegprikplek vir Gautengers. Hier is heelwat pragtige uitspanplekke waar stadsmense weer hulle batterye kan kom herlaai. Vereniging spog ook met een van die wêreld se waardevolste argeologiese plekke, die Kliprivier terrasse, waar 'n skatkis van steentydperk implemente ontdek is. Maar van die steentydperk tot nou, kom ons kyk na nog kernbesighede hier. Die Gautrain-projek is 'n massiewe belegging in die ekonomiese vooruitgang van Gauteng en daarom is net die beste diensteverskaffers aangestel om aan die ambisieuse projek te werk. Een van die betroubare diensteverskaffers is Century Electrical van Vereniging. Century het 'n groot deel van die Gautrain-projek gediens en dan ook van die goedere verskaf. Century Electrical is in 1967 op die been gebring as groothandelaar in die elektriese bedryf en verskaf hoofsaaklik aan groot nywerhede soos Mittal, Sasol, Cape Gate, BHP Billiton, Eskom en ondernemings in die buiteland. Century spog met 'n daaglikse afleweringsdiens in die Vaal driehoek en ook Groter Johannesburg area. Century se elektriese konstruksieafdeling doen kwaliteitinstallasies en herstelwerk vir die myne en groot nywerhede. Daar's ook 'n groot gespesialiseerde beligtingsafdeling waar Century net die voorste vervaardigers se produkte aanhou en versprei. Century verskaf beligtingsontwerpe vir industriële sowel as huishoudelike aanwendings. En laasens is daar 'n groot veiligheidsafdeling wat 'n kundige diens aan die industrie en Jan publiek verskaf. Dit sluit in veiligheidsklere en veiligheidsprodukte soos stewels, brille en handskoene.
Boonop hoef jy nog 'n onderneming te kry om jou borduur en inkdrukwerk te doen nie. Century verrig die taakie ook. Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om al ons kliënte baie dankie te sê vir hulle loyale ondersteuning oor al die jare. En ook herinner aan ons verskaffersdag wat ons sal hou by die Emerald op die 16de November. Ons hoop om julle almal daar te sien. Kliënte kan staatmaak op 'n groot beskikbare voorraad van topkwaliteit produkte wat teen die beste pryse aangebied word. Boonop word die toegewyde na-ure en naverkope diens gewaarborg. Century Electrical, jou nommer 1 elektriese beligtings- en produkverskaffer in die Vaalndriehoek. Dis moeilik om aan die geluk by die ongeluk te dink wanneer jou motor langs die pad gaan staan of veel erger, jy in 'n motorongeluk betrokke is. Wanneer jy jouself in diepe narrie bevind, lewer DME Auto Body 'n topgehalte AA goedgekeurde herstel- en insleepdiens om jou voertuig blitsvinnig weer in tip-top kondisie op die pad te kry. DME Auto Body is 'n goedgekeurde paneelklopper en insleepdiens vir al die groot versekeringsmaatskappye en spog met 'n ten volle toegeruste meganiese werkswinkel. Persoonlike verhoudings word met elke nuwe kliënt opgebou en elke herstelwerk word opgevolg om kliënte tevredenheid te waarborg. Ons is al meer as 20 jaar in hierdie bedryf. Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om vir al ons loyale kliënte en versekeringsmakelaars baie dankie te sê vir hulle ondersteuning om ons te dra tot waar ons vandag is. Met al die nuwe toerusting en ons gesofistikeerde toerusting is geen taak vir ons te groot of te klein. Incredible Door vervaardig al vir meer as 10 jaar opvoubare sekuriteitsdeure en vensters. Hulle topkwaliteit veiligheidsprodukte word gemaak om aan jou spesifikasies te voldoen en pas in enige grootte deur of vensterraam. Vir totale veiligheid word dubbele 12x12 maat square tubing gebruik. Staalspore word onder en bo aan die deure en rame gebruik en geen plastiekdele word gebruik nie. Deure en rame word aan 4 kante vasgeheg. Klinknaels of rivets aan die binnekant van die sekuriteitsdeur verhoed dat dit van buite uitgeboor kan word. Al die deure en vensters is in brons, wit, houtskool, silwer en roomkleur beskikbaar en kan teen 10% ekstra in ander kleure beskikbaar gestel word. Alle deure het 2 slotte, 'n slam en standaard slot en 'n 5 jaar waarborg word op produkte verskaf. Skakel vandag nog vir 'n gratis kwotasie. Incredible Door, uitstekende pryse, uitstekende diens, uitstekende kwaliteit. Ons fokus steeds op die Vaalndriehoek en ons volgende bestemming is Vanderbijl Park. Die woonbuurte hier is opgedeel in 4 residensiële blokke: Central East, Central West, South East en South West. Geen federasiename soos Fairy Glen of Stellenryk nie. Hier bly jy heel modern in CE1 of SW5. Vanderbijl Park het sy ontstaan te danke aan eerste minister Jan Smuts wat destyds die briljante jong wetenskaplike Dr. Raaye Vanderbijl se raad gevra het oor die land se industriële ontwikkeling. Die modeldorp Vanderbijl Park en staalaanleg Yskor was sy geesteskind. Interessant dat Vanderbijl Park sirkelvormig ontwerp is, anders as die tradisionele ruitekaart ontwerp van meeste Suid-Afrikaanse dorpe. Die Vaalndriehoek kampus van die Noordwes Universiteit is geleë midde in die industriële hartland van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Die fakulteit Ekonomiese Wetenskappe en Inligtingstegnologie het onlangs die Beehive projek geloods om op innoverende wyse die gaping tussen akademiese kennis en praktiese vaardighede te oorbrug. Hier word individue begelei op die pad na volhoubare besigheidssukses, van die ontwikkeling van 'n besigheidsidee na 'n volhoubare konsep en uiteindelik 'n werkbare besigheidsmodel. Die sentrum staan ook die plaaslike gemeenskap by om nuwe besighede te inkubeer en help bestaande kleinsakeondernemings om hul besighede te groei. Die fakulteit en hierdie sentrum is natuurlik hier om 'n verskil te maak in die gemeenskap. En hierdie inisiatief is maar een van die boustene waarmee die fakulteit besig is om homself te posisioneer as die besigheids- en IT-node van die Noordwes Universiteit hier in Vanderbijl Park. As
werkende ma is dit moeilik om 'n kinderpartytjie ook nog by jou besige skedule in te pas. Laat Good Fruit Kids al die spanning wat gepaard gaan met die beplanning van 'n partytjie van jou skouers neem, sodat jy die spesiale dag saam met jou kind, vriende en familie kan geniet. Good Fruit Kids doen ekstra moeite met pragtige handgemaakte partytjiepakkies en vrolike partytjietafels. Alles uniek volgens die verjaarsdagmaatjie se gunsteling tema. Dis behoorlike fantasiewêreld met heerlike strandpartytjies en ure se waterpret of wees baas van die plaas op jou John Deere trekker terwyl jou maatjies die vriendelike plaasdiere van nader leer ken. Hier's 'n speelplek vir elke gier. Groot menere geniet veral die speelspeel gimnasium terwyl die strandpartytjies heel jaar groot aftrek kry. Good Fruit Kids, live in your world, play in mine. Sokkie is 'n alternatiewe genesingsopsie wat klem lê op al die basiese probleme wat net nie reggestel kan word deur die gewone genesingsopsies in plek nie. Die programme is natuurlik van aard met merkwaardige resultate. Die Sokkie Wellness Center gebruik masjiene om die homopatiese skakelaar in die liggaam aan te skakel sodat die liggaam homself kan genees. Ensieme aanvullings word ook gebruik om te help om die natuurlike chemiese balans in die liggaam te herstel. Kontak Sokkie sommer vandag nog en besoek die tak naaste aan jou. Sokkie bring balans terug in jou lewe. Handevol pille word vervang met 'n alternatiewe behandeling van natuurlike produkte met verrassende gevolge. Die HTE groep verskaf Sokkie konsessies wêreldwyd. In Suid-Afrika onder leiding van Hilton Powell het die besigheid se omset gegroei van R500 000 in die eerste jaar tot vandag 5 jaar later se meer as R5 miljoen per jaar. Dieselfde Boba's besigheidsgeleentheid word u ook aangebied. 50 konsessies is nou beskikbaar teen slegs R250 000. Soos ons 'n rukkie terug gesien het, is een van die Noordwes Universiteit se kampus in Vanderbijl Park. Daar is ook meer as 60 laer en hoërskole in die Valdriehoek omgewing, waarvan Vanderbijl Park 20 laer en 8 hoërskole het. Harde werk sonder speeltyd word nêrens geduld nie. En Vanderbijl Park se Emerald Casino, geleë op die walle van die Vaalrivier, bied ontspanning vir oud en jonk. Die Vaal Mall lok ook inkopiesgangers van Vanderbijl, Sasol tot sover as Sharpeville en staan nie in tree terug vir sentrums in die stad nie. En net 'n klipgooi van die inkopiesentrum met sy helder kleurige ingange is Vaal Mall Tyres se splinternuwe perseel in aanbou. Tyd om jou voertuig se bande te vervang? Dan is Vaal Mall Tyres verseker die nommer 1 keuse in die Valdriehoek. Vaal Mall Tyres is jou betroubare verskaffer van bande, alloywiele, remme, skokbrekers, wielsporing, voertuigdienste, uitlaatstelsels en sleepstange. Topkwaliteit produkte teen die beste pryse in die Valdriehoek met die beste diens op die koop toe. Gehalte bande, maak nie saak hoe klein of groot, waarborg ekstra kilometers en vriendelike diens wat altyd die ekstra myl vir jou sal gaan. Die mobiele eenheid sal selfs na jou toe kom as jy langs die pad gestrand is. Die splinternuwe Tyres Mall is gerieflik naby die Vaal inkopiesentrum in aanbou. Dan kan jy al jou inkopies afhandel terwyl die kundiges jou nuwe bande pas. Goeiedag, my naam is Victor Daniel en ek nooi u na Vaal Mall Tyres vir die beste gewaarborgde produkte vir u rand en die vriendelike diens in die Valdriehoek. Vaal Mall Tyres, hier om te help. Retec Coatings vervaardig al vir 12 jaar hoë kwaliteit industriële verwe. En toe besef hulle dat al die selfdoen-boffins daar by die huis 'n behoefte het om op hulle eie nuwe lewe in afgeleefde badkamerteëls, kombuisvloere en swembaddens te blaas. Daarom is daar nou 'n reeks epoksieverwe vir vloere en muurteëls in die nuutste kleure beskikbaar, sodat jy vinnig 'n nuwe vars voorkoms aan jou badkamer en ander vertrekke kan gee. En dis so maklik, selfs Karla het dit baas geraak. Ek hou daarvan om elke lente iets nuuts in my huis te doen. En die jaar het ek besluit om die badkamer op te kikker. En met Retec Coatings se verf was ek in 'n japrap klaar. Retec Coatings is uitsluitlik gefokus op gewaarborgde, bekostigbare, hoë-kwaliteit produkte en persoonlike diens. Afgesien van al ons DIY produkte, doen ons ook die aanwending van ons epoksie op vloere van werkswinkels, pakhuise
en industriële kombuise ensovoorts. Kontak ons gerus vir verdere inligting en kwotasies. Ritek Coatings gaan definitief 'n verskil in jou lewe maak. So dink nuut en vars met Ritek. Dit is dan die einde van ons 2 week lange Valdriehoek fokus. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het. Dis lekker om te sien dat die mense in daardie geweste maar kan besigheid doen. Ek herinner julle dan ook aan 'n volgende fokus wat binnekort afsluit en dis die een wat gaan oor troeteldiere. Julle onthou seker nog vir Pierre Oosthuizen en sy hond Rupert wat onlangs hier in die ateljee was om julle daarvan te vertel. So kontak hom as jy enige produk of diens het wat iets met troeteldiere uit te waai het en raak deel van die troeteldier fokus. Ontbytsake se span ry die land plat met komplimente van Equestra Flexi Logistics. Ontbytsake beplan 'n fokus in Somerset Wes in die Wes-Kaap en dit sal uitgesaai word op 2 Maart 2013. So as jy 'n besigheid in daardie omgewing het en deel van die fokus wil wees, kontak vir Neville Garcia. Ons moet dan een van daai foto's wat jy geneem het toe jy nou die otter gehardloop het, moet ons dan nou weet. Julle gaan dit alles sien. Ek gaan vir julle die video footage wys. Nee, ons moet dit inskryf. Inskryf vir die fotokompetisie. Nee, jene, dis al mee. Ja. Vir die foto's van die kompetisie. Ek het dit self geneem nie. Dis een van die reëls. Ja, maar kry iemand wat dit geneem het. Want dis kry. Nou verlede week het ons fotokompetisie saam met Canon aangekondig en die tema daarvan is geluk en vrolikheid. Met ander woorde, die hardloop van die otter is mos geluk en vrolikheid. Dis waar. Dit was baie lekker. Ja. Weet jy. Nou baie dankie vir al die foto's wat jy reeds ingestuur het en onthou daar's nog 'n hele week oor om in te skryf, so wees kreatief. En stuur vir ons foto's wat vir jou 'n teken van geluk en vrolikheid is. Die sluitingsdatum is die 9de November. Hoorie so, is daar al 'n Afrikaanse woord vir like op Facebook? Gaan druk die like knoppie. Is daar Afrikaans? Ja, as die Afrikaanse, maar ek dink vir die hand liggend is hou. Die hou. Gaan druk die hou knoppie. Nou gaan druk die hou knoppie so lank op ons Facebook bladsy, want hierdie jaar gaan ons Facebook vriende die geleentheid kry om die wenner van ons Canon foto kompetisie te kies. Ons gaan 10 foto's uit al die inskrywings kies en hulle dan op Facebook laai. En dan kan julle self gaan kies watse foto julle die meeste van hou. Die een wat uit die aard van die saak die meeste gelike is. So die foto met die meeste likes gaan dan nou daai week wen en dan gaan daar ook 'n tweede en 'n derde en 'n vierde plek aangewys word. Wel jy's om cute hier. As jy's om cute in die like en so. En die pryse wat deur Canon geborg word is soos gewoonlik fantasties. Die eerste prys is 'n SL EOS van meer as 10,000 bokke. Vir tweede prys is die Canon PowerShot van bykans 4,000 bokke. En die derde prys se kamera sal ongeveer plus minus naby R3,000 werd wees. En vir die vierde prys kan jy 'n kamera vir R1,395,99 wen. So dis beslis die moeite werd om in te skryf. So, stuur vir ons 'n foto van nie meer as 3 meg nie, né? Dat jy weet hoeveel is dit. Jy verstaan dit, né? Moet ek dit vir jou verduidelik? Okay. Nou, canon@ontbytsake.co.za en ek herhaal dit Canon by, dis die aapstert ontbytsake.co.za. En dit moet 'n foto wees wat jy self geneem het en nie self gegoogel het nie. So moenie die ding gaan staan en bloody Google nie. Neem dieselfde ding self af. Dis waaroor dit gaan. Net hierna, as hy sy woorde agter mekaar kan kry, dan gesels Dawie met Willem Botha. Pryse word afgelewer met die komplimente van Don Wing. RSA Search Engine, the best business search engine in South Africa. Maak kosdrange jou rasend. Sukkel jy om gewig te verloor as gevolg van insulienweerstandigheid, tipe 2 diabetes of menopause? Stop die kosdrange, verloor gewig en bly op jou ideale gewig met die Manna dieet. Kry jou gratis dieet e-boek by mannaplus.com en set tot siens vir gewigsprobleme met Manna bloedsuikerbeheertablette. Beskikbaar by alle apteke, gesondheidswinkels en by mannaplus.com. Ons gas vanoggend is Willem Botha. Willem, my eerste vraag aan jou, ek het nou navorsing gedoen oor jou, ja? My eerste vraag aan jou. Ek het net gesê jy het nie navorsing gedoen oor my nie. Nee, wel ek gaan nou uitvind. Ek is nou besig met navorsing. Hierdie is navorsing maar mee weet. Okay.
Ek meen Willem Botha is nou alles fyn en alles en so. Ek meen Willem Botha is ek meen dit val lekker op die oor en is lekker boerenaam. Ek meen dis alles goed en wel en so aan. Maar dink jy nie jy moes 'n ander naam gekry het vir 'n stage naam nie? Jy kon nie iets anders gekry het soos 'n Liberace Botha of so iets nie. Ek weet nie, ek het gesien jy weet Dawie was op TV en Dawie is redelik 'n boerenaam en is 'n eenvoudige naam. Toe dog ek as Dawie gewerk het dan kan Willem Botha ook seker werk. So toe dog ek so daar sit jy my so skielik op my plek, né? Right, kom ons skiep daai een. En kat. Hoorie baie welkom volgende. Gelukkig is ek het nou gedink om jou sommer nou dadelik te kyk of ek jou nou 'n bietjie kan sien nie, maar lyk jy gewerk het dan nie. Ek dink ek bloos so sommer vir jou pa. Het jy al baie keer mense so op hulle plekke gesit? Nee, ek dink ons kom nou goed oor die weg so nou. Moenie hier staan en jy weet, soos 'n rammetjie uitrek en dalk of so, sommer net so skielik nie. Alright. Kom ons begin met die plaas waar jy nou vandaan kom. Jy het nou 'n ding met die plaas waar jy vandaan kom. Dis uiteraard waar die naam vandaan kom. Ja. Wat Willem Botha, plaas en so. Nee, my naam kom eintlik dis baie snaaks my pa se naam. My pa se pa, my oupa was Louis Jacobus en my ma se pa was Willem Jacobus. En my broer het my oupa aan my pa se kant gekry en ek het my oupa se naam en my ma se kant. So ek en my broer is albei Jacobus, ons tweede name. So jy gebruik dit nou nie eintlik as reël nie. Nee wat, nie regtig nie. Maar jy het nou groot geword by Riversdal, né? Ja. Weet jy wat my herinnering aan Riversdal, ek het eendag al deurgery net, toe waai die wind verskriklik by Riversdal. Is dit 'n plek wat baie winderig is? Nee, nie regtig nie. Ek weet nie wat se dag jy het, maar seker Riversdal op 'n slegte dag gevang. Ja. Maar Riversdal is een van die mooiste plekke en een van die mooiste klein dorpies wat daar seker is in ons land. En ons plaas so geleë tussen in die kloof. Is dit waar die Brede rivier is? Wat se rivier is wat daar deurloop? Nee, dis die Buffeljagse. Ja, Buffeljagse. Ja, hy kom meer van Swellendam se kant af. Ja. Maar dis regtig 'n ongelooflike mooi dorpie en ek was daar op laerskool gewees, ek was in die hoërskool daar gewees en ek dink as ek eendag vir my kinders dieselfde kan gee as wat my ouers vir my gegee het, sal ek hulle ook regtig op Riversdal groot maak. Nou, wat 'n plaas het jy op groot geword? Wat het ons mee geboer? Ons boer met melkbeeste en dan die fynbos plante groei kom in daai streek voor en ons voer die fynbos uit na die buiteland toe. Fynbos? Ja, die fynbosplante groei. Die plante self? Dis bobbels en heide en proteas en dis alles wat daar voorkom. So, maar jy voer nou die plante uit vir maar ook vir die blomme en so. Ja, vir die blomme ja. En dan my broer hulle teel met arbierperde in die uiterrit bedryf. So ja, ons het nou so die afgelope 4 jaar het hulle redelik baie perde daarop bymekaar gemaak op die plaas. Wel die perde bymekaar maker Willem Botha wat ons gas is vanoggend. Maar ons gaan praat eers gou oor dit nou besig met die weer en sy naam is Jan Hartman gee vir ons 'n vinnige opsomming van die weer en dan gesels ons verder. Kry jou G-Connect aankep en jy sal vanaf slegs R99 'n maand. Ek staan 'n kans om 'n Samsung Galaxy Tab te wen. Besoek G-Connect vir meer inligting of volg ons op Facebook. Terme en voorwaardes geld. Nou ja, na die koue van die afgelope week word dit darm warmer oor die noordooste van die land, reënbuie langs die kuslyn en die laafveldgedeeltes. 'n Goeie kans vir donderbuie oor hierdie streke veral dan môre wanneer dit warmer word. Aflandige lugvloei wat temperature gaan opstoot langs die ooskus en oor die Noord-Kaap veral gaan dit lekker warm wees oor die volgende paar dae, middel tot hoë 30s. In die suidweste effens koeler, maar langs die suidooskus het ons aanlandige lugvloei wat temperature hier teen maandag gaan afstoot en ook reënbuie wat daar kan voorkom. Teen woensdag 'n swakker gekoue front wat langs die suidkus inskie, reënbuie langs hierdie gedeeltes en soos wat die koue frontstelsel noordooswaarts beweeg, ook reënbuie wat langs die KwaZulu-Natal se kuslyn kan voorkom. Oor die binneland het ons 'n kans vir donderbuie om te ontwikkel teen die einde van die week, al die pad vanaf die noordooste van Namibië oor Botswana tot oor die noordooste van Suid-Afrika. Dit julle weer terug na Dawie en Willem. Hi. Ek hoor sommige dienverskaffers skroef hulle kliënte. Ons aankep is genoeg. Aankep internet vanaf R99 insluitend in-flight wifi op alle Mango vlugte. Besoek G-Connect vir jou breedband internetkeuse. Geen los skroewe nie.
Wat? Gekko. Ons gaan die girls say check. Is hierop lyk ek vet. Nee, sy bek. Oh my adem, wat grand. Dis Saterdag aand en ek is lus vir dans vanaand. Pret Wil, en een van die sterre is natuurlik Willem Botha wat ons gas is hier vanoggend. Henny, né? Ja. Henny, wat is sy naam? Henny Hakel. Henny Hakel. Ja. Hy's 'n bietjie van 'n loser. Is hy nie? Ek sal nie sê hy's 'n loser. Ek dink hy's meer van 'n nerd. Hy's maar by homself die hele tyd. Ek sal definitief nie sê hy's 'n loser nie. Nee, die rede hoekom ek vir jou vra nou is dat jou soort van aanklank tot hierdie karakter. Nee, ek probeer nou niks daardeur sê nie. Ja. Ek probeer ek agterkom dit werk vir jou met hierdie karakter. En hoekom is dit so? Man Dawie, weer eens, ek kyk baie op na iemand soos jy en ek leer baie by jou. So nee, ek gaan stop want dit is nou al klaar 1-0. So ek wil jou nie verder op. Pas op dat ek begin. Ja, nee. Maar nou nie hier so staan en nee. So nee, wat ek wil weet. Ja, nee. Hoe voel jy toe in hierdie karakter? Hoe het jy met die karakter ooreengekom? Of wat gebind en hoe? Ek hou daarvan om myself heeltemal in te gooi as ek 'n nuwe karakter kry of enige projek en op hierdie stadium elke projek wat ek aangevat het was 'n totaal en alle ander karakter gewees. Ek verlede jaar met Tree aan moes ek 'n oorlogseun speel, of 'n seun wat oorlog toe gegaan het en dit was totaal en al buite my comfort zone. Hoekom is dit so? Ek was nog nie eens gebore toe ek dink 4 toe die oorlog opgehou het. So ek weet niks daarvan af nie en om al daai om jouself heeltemal in so 'n karakter in te gooi, moet jy op die einde van die dag al 'n bietjie verstaan waarvan af dit kom. En ek dink met iets soos Henny Hakel om iemand te speel in die 50s wat hakkel, wat soos jy nou sê 'n loser is, wil ek dit so erg as moontlik maak en op die einde van die dag moes ek myself net heeltemal in daai karakter gooi en soos wat ek nou net vir Milan gesê het is dat ek moes as ek die brille opgesit het was ek Henny Hakel gewees en ek geen nie om met wie ek gepraat het nie, ek het gehakkel en ek was in daai karakter gewees en ek dink dis op die einde van die dag die beste hoe ek so 'n karakter kon verteenwoordig. Weet jy, ek moet vir jou sê dat ek nou vir jou kompliment gee. Ek dink jy is baie eerlik, hoor. Baie dankie. Nee, ek bedoel dit nou regtig. Ek dink dit is 'n baie eerlike antwoord wat jy gegee het. Toe jy nou, kom ons terug aan na die plaas toe, jy weet waar jy nou is en wat jy nou daar wil gehad het. Daai drome en daai dinge wat jy daar gehad het, het dit op 'n manier gebeur soos wat jy beplan het? My pa sê altyd toe ek baie jonger was, het ek altyd die vensters so oopgeruk en geskrep paparazzi en dan die vensters weer toegedruk. en dit is dis eintlik nou glad nie die tipe persoon wat ek is nie, want ek love dit om alleen by my huis te wees, om aan my huis te werk of om in die tuin te werk en as ek nou kyk op die einde van die dag, as jy my op 'n verhoog kan sit of om mense te ontmoet is op die einde van die dag eintlik die grootste passie wat ek het in die lewe. So wat ook al gepaard daarmee gaan is seker maar wat mens kry as jy in die bedryf is, maar om net terug te kom by jou vraag, ek het gehoop my lewe gaan uitdraai soos wat dit op hierdie stadium doen. En ek kan net vir Liewe Jesus elke dag dankie sê dat hy vir my drome waar maak, maar ek en my bestuurspan werk verskriklik hard om te kan wees waar ek is en om te kan bereik wat ek doen. Die oulike ouetjie Willem Botha ons gas vanoggend. Ons gee vinnig 'n kansie vir Oona om met pasta klaar te maak sodat ons verder kan gesels en bietjie later kan praat. Vir energieke, stylvolle wyn saam met slaaië en sekos, kies Spier se Sauvignon Blanc. Ek wil so graag hê Dawie en Willem moet nog baie gesels, so ek gaan sommer gou maak. So hier is die pasta, onthou dis 'n somerpasta, dis vinnig. Ek het vars bestanddele hierin. En wat dit lekker geur gee is die Willow Creek se olyfolie. En dan gaan ek net 'n stukkie salm opsit. Dit kan maar kamertemperatuur wees. So jy kan jou tyd vat wanneer jy vriende oor het en ek gaan 'n paar skaafsels gruyère kaas oorsit. En dan gaan ek nog bietjie olyfolie oorsit, net vir glans. Voilà, en 'n glasie Spier Sauvignon Blanc. Ons gaan nou terug na Dawie en Willem.
Escort vir heerlike gemarineerde ribbetjies, worsies en ander vleisprodukte. Vir 'n olyfolie wat die mees gesogte internasionale toekennings verower het, kry Willow Creek se Directors Reserve. Ons gas vanoggend is Willem Botha. Ek het nou behoorlike navorsing gedoen oor jou. Jy het nou 'n paar goeders het jy nou al soort van jy het nou sekere produkte wat jy nou moes. Wat noem jy dit? As jy produkte moet. Ek noem dit maar altyd die ambassadeur van 'n produk. Ambassadeur van 'n produk. En van die produkte wat was onder andere bril en goeders, né? Dis altyd vir my so interessant as iemand na jou toe kom of sê hulle wil graag hê jy moet hulle verteenwoordiger wees. Hoe dit gebeur? Het jy oproep gekry eendag? Ja, dis snaaks. Dit voel vir my asof ek daar buite sit en dan hoor iemand daarvan en dan sê hulle wel, ons sal graag wil hê jy moet deel wees van ons maatskappy of ons produk en aan gebeur het en daar's 'n paar mense wat baie goed agter my staan. Ek het nou so onlangs het ek Jan Bron Couture gekry wat my pakke maak. So al my klere, so nou as ek na funksies toe gaan, hoef ek nie meer my ma te bel en te sê hallo ma, help my, wat moet ek aantrek nie. Nou hy het my skouspelklere gemaak en hy maak my pretwil pak maak en nou weer so. Dis nogals lekker op die einde van die dag om sulke goed te hê. So jy het nou mense wat vir jou klere maak en so, maar jy het 'n onderklere ding ook. Ja, dit voel vir my alles aan my. Soos my ek het brille en dan het ek 'n ongelooflike onderklere. Ek moet jou dalk van dit leen want dit is die beste. Luister, jy's 'n klein windgat. Dis die beste support wat 'n man kan kry. Luister, ek's 'n blou bil, verstaan dit mooi. Oh man, dis embarrassing. Ja. Maar ja, ek het niks meer verder om te sê. Ek het ja. Nou sit 1 elk. Ja, nou sit 1 elk. Ja, dit van die dag. Nee, hulle kyk mooi na my. Ja, mense het die nodige ondersteuning in die lewe nodig, né? Ja. Kom ons praat oor my CD. Ja, gaan jy die CD van jou weggee, hoor. Wag, ja. Ons gee 5 van Willem se nuutste CD's. My stem is jou nou weg. As jy die studie luister, kry jy die nodige support. Jy kry wat jy moet hoor. Om te skryf SMS jy naam en jy adres en die woord Willem na 34004 en miskien is jy gelukkig. Ons kyk nou na Willem se musiekvideo Breek op in stereo. En dan is dit tyd om te groet. Ek is jammer om te sê. Oh man. Draai die knop, skielik kom ons liedjie op. Maar nou soms nie, meer op dieselfde frekwensie. Niks maak nou meer sin, die verhouding is verby en ons is weer by die begin. Ek hoop jy weet het, as jy die liedjie op die radio hoor, teken dit ek en jy spoor. Luister elke reel, wat ek vir jou speel, jy het my in stereo verloor. As jy die liedjie op die radio hoor, weet maar jy het my sein verloor. Ek ben op met jou in stereo. Jy draai die knop, skielik kom ons liedjie op. En jy onthou al die tyd van my en jou. Maar als is nou verby, jy sal nie nog 'n kans kry hierdie gesang. Baie lekker. So lekker. Ons gas vanoggend is Willem Botha. Ek het baie lekker saam met gekuier, man. Baie dankie. Baie dankie vir vanoggend hier te laat. Ek sien iemand het aan my wyn gedrink. Ek kon nie weet. Met daai lipstick, wie is dit?
Dis nie myne. Hulle is dit nie jy nie, Jana? Ek hou van jou lipkleur vandag, Dawie. Wat is dit? Bietjie prime. Wat sê jy? Baie dankie jy saam met ons gekuier het en vir al die tips oor onderklere en so. En hier is ons vir jou 3 bottels wyn van Spier, hulle Sauvignon Blanc. Om dankie te sê dat jy saam met ons hier was vandag. Baie dankie. En ek moet net sê dankie, julle is regtig 'n awesome span en dat ek vir die eerste keer saam met julle kan kom kuier. Jy kan maar weer kom, hoor. As Dawie siek is. As Dawie siek is, dan kan ek kom instaan. Ja, lekker. Volgende week kuier ons saam met nog 'n akteur wat in die Pretwilfliek te sien sal wees. Maar dis ook iemand wat ons al jare en jare ken as 'n bekende gesig op TV en dit is Annette Engelbrecht, wat juis op die oomblik weer as Maggie in Orkney Snorkie se herhalings op kyk net te sien is. Ja, ek onthou vir Orkney Snorkie, en Maggie, ek is net so. Jy is so jonk, nee. Ek weet. In ons fokus wys ek julle die dorp se Kunda wat baie meer as net 'n nywerheidstad is. Julle moet nou kyk hierdie twee by mekaar pas. Is dit 'n somerpas, as dit lekker. Maar ek wil net weet, kan ons bietjie 'n kykie kry na daai onderbroek? Kan jy net vir nie te maak? Ons kan hulle Willem. Nie maar nêrens nie. Dis 'n cheap trick daai, hoor. Daar wil ek sien, wat is dit? Is dit wat se tipe is dit? Dis in my musiekvideo, dis in my musiekvideo. Dis 'n medium. Het een van julle twee nog wat se grootte is? Nee, ek nie ek nie. Carlos. Nee, ek het nie dit gevra nie. Ek kry net so wat ek